When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Goeiemôre julle. Ek weet julle wat nou hier kyk is nie almal van NG Gemeente Groblershoop nie. Maar jy's 'n gelowige en jy kyk hierdie omdat jy graag wil deel wees van om God se woord te hoor en ook spesifiek van die erediens. Maar hiermee wil ek sommer vir jou vandag aanmoedig. Ek weet in inperking het daar 'n klomp goed deur ons gedagtes gegaan en ons is nie altyd lekker seker is dit nog veilig om na die samekomste toe te kom of nie. En intussen tyd het ons video-opnames gemaak wat baie lekker is om by die huis te kyk. Dis gerieflik, dis maklik. Jy kan besluit wanneer jy dit wil kyk, op 'n Sondag of op 'n Donderdagmiddag. Maar hiermee wil ek jou sommer graag aanmoedig. Ons kan die beste video-opname uitsit, of nie. Of ons kan dalk 'n preek binne die gebou preek, wat nie noodwendig die mooiste preek is nie. En daardie preek hier binnekant, al is dit nie so goed nie, gaan nog steeds iets totaal anders wees, as om hierdie op die skerm te kyk. So vir die van julle wat graag eerder op die skerm wil kyk, wil ek net vanoggend 'n gedagte by jou laat. Dit wat gebeur wanneer ons by mekaar kom in die erediens is iets besonders, want dit is een van die maniere hoe die Here deur sy Heilige Gees ook vir ons kom aanraak en met ons kom praat. En dit beteken nie, as jy net kyk op die skerm, praat die Here nie met jou nie, maar tog is ons as gelowiges gemaak, die kerk van die Here Jesus is gemaak om by mekaar te kom. So ons het hierdie uitgesit, sodat daar nog steeds 'n boodskap geluister kan word. Maar ek wil regtig vir jou aanmoedig en vra, wil jy nie maar dit oorweeg om na die samekomste van die gemeente toe te kom nie. As jy dalk in 'n ander gemeente is en jy kyk hierdie, daar waar jou gemeente by mekaar kom, gaan soontoe, gaan word deel, gaan neem deel, gaan wees net daar. Daar's 'n klomp reëls, klomp regulasies, maar al is jy net daar en jy sit net daar en jy neem op die manier deel aan die diens, het jy nog steeds daai ervaring van om as 'n gemeente by mekaar te kom, 'n samekoms en die Heilige Gees wat op 'n besonderse manier ook daar vir jou besoek. So, wanneer ons dit sê, is dit 'n uitnodiging vir jou, om daar waar jou gemeente by mekaar kom, om deel te word daarvan, want dit is een van die maniere wat die Here vir ons gegee het, vir ons as gelowiges, om net nog meer van hom te ervaar, te leer ken, en om krag te kry, om dit ook te gaan uitleef, in 'n wêreld wat ons almal vir mekaar sê, tans baie onseker is. Mag jy ook die Heilige Gees toelaat, om hierdeur ook vir jou spesifiek te sê, wat hy op hierdie oomblik vir jou wil sê. Baie dankie en vrede vir jou. Goeiemôre julle almal. Baie welkom vir elkeen van julle wat hier is vanoggend. Dit is vir my lekker om elkeen hier te sien. En weet dat alles ons min, is ons nog steeds die samekoms van die gelowiges. Is ons nog steeds welkom in die Here se teenwoordigheid. Is ons nog steeds in staat om vandag ook te kan hoor wat die Here vir ons saam wil sê. Voordat ons verder gaan, kom ons word so 'n paar oomblikke stil. Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, drie-enige God, en deur net dit te sê, Here, die een wat ons glad nie verstaan nie, want U is te groot vir ons, maar tog die God wie ons kan ken, omdat U self kenbaar gemaak het aan ons. Aan U kom al ons eer en al ons lof en al ons aanbidding toe. Here, U is waardig om ons lied, om ons gedagtes, om ons harte en om ons gehoorsaamheid te ontvang. U wat altyd was, U wat altyd sal wees, en U wat verseker ook hier is, U aanbid ons vanoggend. Amen. Liewe gelowige, genade en barmhartigheid vir jou, en vrede en vreugde van hierdie God, wat hier teenwoordig is en wat
hartstogtelik lief is vir jou, sê hy vir ons in Sagaria, en weet dat jy baie welkom is om hom te kan ontmoet vanoggend. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Maak sy wapenrusting jou gewone drag. Nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose lus. Dis waarteen ons elke dag se stryd en worsteling is. Teen die onheilsmagte geeste in die lug. Veg ons met die Here en ons sal nie vlug. Waarheid en opregtheid, altyd op pos. Met die blye boodskap, dat die Heer verlos. Met geloofsvertroue, as 'n skild wat keer. Daarmee kan ons elke aanval van die bose weer. Helm van verlossing, stewig op die kop. Veg ons met die Gees-swaard, dis die woord van God. Doen ons alles bidden, sal die Gees ons lei. Sal ons op en wakker en gewapen bly. Dan sal ons kan saam staan, saam kan bid en werk. So maak ons oorwinnings moontlik vir God saak en kerk. Bid en samewerking voluit as 'n span. Open die geheime van die Heer se plan. Julle het gesien op die afkondiging, die advertensie wat ons uitgestuur het op WhatsApp, praat ons vandag 'n bietjie oor die ding van die soet-bitter sensasie van God se woord. Juis na aanleiding van daai teks in Openbaring 10, en ons gaan ook die hele Openbaring 10 lees. Dis nie 'n baie lang hoofstuk nie, maar ons gaan die hele stukkie lees, maar ons gaan spesifiek oor enkelte sake in die gedeelte praat. Ons het verlede week het ons gesê, ons begin oor toewyding praat, en ons gaan vir so 'n paar Sondae 'n bietjie oor toewyding praat. En hierdie is deel van om oor toewyding te praat. Vanoggend gaan ons spesifiek daarby uitkom om vir mekaar te sê, en onthou nou, wanneer ons dit sê, gaan dit nie oor hoe ons daaroor voel nie. Dit gaan oor wat God daarvan sê. Toewyding vra dat ek sonde haat. En as ek gou 'n paar vrae kan vra. Voel dit vir jou as 'n Christen tans in Suid-Afrika dat jy 'n bietjie onderdruk word? Voel dit dalk vir jou dat selfs die kerkdenominasie waaraan jy behoort uitsprake maak wat vir jou voel, maar jy weet nie lekker waar jy staan nie. Jy onseker. Voel of jy goed net teen jou is. Inperking het gekom en inperking is besig om te gaan. Maar in die proses wil dit vir my lyk of baie dinge wat moes verander het, net dieselfde gebly het. Die manier hoe mense met mekaar maak, die manier hoe mense met mekaar praat, die manier hoe mense mekaar laat voel.
Het maar net so wêrelds gebly soos dit was voor die tyd. Kom ons bid saam voordat ons lees. Vader, baie dankie dat ons vanoggend die woord saam met mekaar kan lees. Here, en ons sit met hierdie goed in ons hart en in ons gedagtes en ons dink nie almal dieselfde oor dit nie. Vir ons almal ontstel dit nie eweveel nie. Vir party van ons gee ons dalk net nie om oor 'n klomp goed wat ons eintlik so pla dat ons net besluit om nie daaraan te dink nie. Vir ander van ons, Here, is ons die hele tyd besig om te worstel met hierdie dinge. En uiteindelik, Here, wil ons vanoggend vra, help ons, want ons is besig om ons toewyding aan U te mis. Help ons, Here, om weer te hoor wat U in die woord vir ons wil sê. Wat is die basis? Wat is die grondslag? Wat is die dinge wat vir ons helderheid en duidelikheid bring in ons lewe vandag? In U woord weet ons wil U vir ons baie spesifieke dinge kom sê. Here, wil U asseblief vir ons help om raak te hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Help ons, Here, om vir hierdie paar oomblikke ons ore te kan spits, te kan luister na U woord. Dit wat ons daar gaan lees, te kan sien wat dit is wat U vir ons wil oopbreek. En Here, kom raak ons aan asseblief en help ons om in hierdie tye ons fokus net weg te kry van hierdie klomp dinge wat dit wil aftrek en ons fokus net in hierdie paar oomblikke op U te sit. Heilige Gees, U wat ons kom herinner aan dit wat Jesus gedoen het en ons nog nuwe dinge kom leer. Doen dit ook nou asseblief. Ons stel onsself oop sodat U met ons kan werk. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Openbaring hoofstuk 10. Kom ons lees daar van vers 1 af. Dis nou Johannes wat hier praat, Johannes wat ons nou, baie mense is onseker, is dit dieselfde Johannes wat die evangelie van Johannes geskryf het? Is dit dieselfde Johannes wat die 1 en 2 en 3 Johannes geskryf het in die Bybel? En selfs is dit dieselfde Johannes as wat in Matteus van gepraat word as die geliefde disipel, wat ook Johannes was. Wel, mense wonder, was dit Johannes? Maar die punt is, die Johannes wat hiervan gepraat word, is een van die volgelinge van Jesus, wat dan ons nou verban is, omdat hy opgestaan het en gesê het wat die Here sê, en toe het hulle hom verban uit die samelewing uit, en hy het op 'n eilandjie gaan bly, net so eentjie weg van waar die ander mense op die land gebly het hy op die verlate eiland gaan bly, en in die eiland het hy dan ons nou 'n klomp goed gesien. Hy het amper soos 'n droom gedroom, hy het beelde gesien, hy het prentjies gesien.
Dis nou die prentjies wat maak dat mense baie keer nie Openbaring wil lees nie, want daai prentjies is vreesaanjaend. Dis sulke monsters en drake en dinge wat van gepraat word en die mense is te bang om dit te lees want hulle dink ons verstaan nie wat hier aangaan nie. Terwyl Openbaring juis gegee word met sulke beelde dat ons kan verstaan wat is die hoop van Jesus vir ons selfs vandag. En dis die ander wonderlike ding van Openbaring. Openbaring is nie geskryf vir eendag in die hoop dat ons dit sal gebruik, of net vir daai tyd toe dit geskryf is nie. Openbaring is geskryf ook vir nou. En daarom kan ons uit dit hoor wat die Here aan Johannes deur die tyd bekend gemaak het, en vir ons vandag nog steeds betekenis het. So, kom ons begin lees daar by by Openbaring 10, van vers 1 af, en ek lees sommer die Nuwe Afrikaanse vertaling, dis nou die 83 vertaling. Toe het ek 'n ander engel, 'n sterke, uit die hemel sien afkom. Hy het 'n wolk om hom gehad, en 'n reënboog bokant sy kop. Sy gesig was soos die son, en sy bene soos 4 pilare. In sy hand het hy 'n oop boekie gehad. Hy het toe met sy regtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan. En met 'n harde stem uitgeroep, soos 'n leeu wat brul. Toe hy uitroep, het 7 donderslae geantwoord. En toe die 7 donderslae praat, wou ek dit opskrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, hou geheim wat die 7 donderslae gesê het. Moet dit nie opskrywe nie. Ek moes seker vir julle aangegaan het, ek is jammer. Vers 3 en 4 het ons nou net gelees van die donderslag. Daar moet dit nie opskrywe nie. Vers 5. Die engel wat ek op die see en die land sien staan het toe sy regterhand na die hemel toe opgelig en 'n eed afgelê by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel en wat daarin is, die land en wat daarop is, die see en wat daarin is, geskep het. Hy het met 'n eed bevestig, daar is geen tyd meer oor nie. Op die dag wanneer die 7de engel op sy trompet gaan blaas, sal God se verborgde bedoeling met alles bereik word, soos hy die blye tyding aan sy dienaars, die profete, bekend gemaak het. Die stem wat ek uit die hemel gehoor het toe weer met my gepraat en vir my gesê, gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see en die land staan. Ek het na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my, neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en dit opgeëet. In my mond was dit so soet soos heuning, maar toe ek dit insluk, het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê, jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig. Julle, as ons net vir so 'n paar oomblikke net so 'n bietjie probeer in die realiteit van vandag onsself indink. Dit wat werklik om ons gebeur. Hoe dinge is, hoe dinge lyk, wat ons maak. Ons het begin deur te sê, voel dit vir ons so 'n bietjie, ons is onseker, ongemaklik, ons weet nie lekker meer oor sekere dinge wat gesê word, wat ons geglo het iets beteken en nou hoor ons nee, dit het verander. 'n Paar dinge wat ons geloof ook 'n bietjie laat wonder het, waar staan ons eintlik? Glo ons regtig nog reg? Dit het nie net gebly by wat ons glo en hoe ons daaroor dink nie, maar ook die manier hoe ons opgetree. En ek gebruik nou die woord ons, en dalk gaan jy vir my sê, ja, maar by my was dit nie so nie. Maar kyk ons na ons samelewing, dan sien ons 'n paar dinge. Ons sien dinge soos
Wanneer ons situasies moet hanteer wat moeilik is, en daar is 'n paar van hulle op die oomblik, bietjie weier dinge, politiese situasies, besluite in ons besighede, in ons boerderye, in ons persoonlike lewens. En wat doen ons? Ons raadpleeg eerder mense. Ons hardloop, gaan vra vir slim ouens, kan hulle vir ons raad gee. En dit in sigself is nie verkeerd nie, maar wat doen ons? Ons hoop vir raad, ons hardloop heen en weer, en iewers ter langs die pad het ons nie mense wat ons sê, hoorie, maar kan jy saam met my bid vir hierdie saak nie? Want ek weet nie. Wat sê die Here hieroor? Nee, dis makliker, ons vra net vir 'n paar mense. Wanneer dinge nie na ons sin gaan nie, hoe reageer ons dan? Reageer ons dan eerder vanuit ons irritasie, eerder vanuit ons woede? Wanneer iemand wel vir my iets sê in hierdie proses wat ek nie van hou nie, dan is dit hierdie tipiese houding van, wat weet jy? Los my uit, dis my saak, ek sal self besluite neem. Of ons kry baie keer hierdie houding van, as iets nie gegaan het soos dit moes nie, en iemand het daaronder gelei, ja, ek kry vir jou, jy wil mos. Het ek nie vir jou gesê, jy moenie dit doen nie. Ons is besig om hierdie ervaring vir mekaar te gee, dat ek is toe nie so okay as wat ek gehoop het ek is nie. En ek het gehoop, jy gaan my daarmee help, maar eintlik, jy oordeel ook maar so 'n bietjie vir my, en ek weet nie lekker, of, ja, ag weet jy wat, kom ons los het alles. En in die proses, vermy ons nie net die situasie nie, ons vermy mense geheel en al. In die proses, skade ons teen mense, ons kruip weg, ons praat nie oor dinge nie, ons sê nie wat is ons probleme nie, ons sê nie waarmee ons sukkel nie, ons bid nie saam oor die goed nie, want ek voel eintlik maar alleen. Miskien moet ons dalk net 'n enkelte vraag of twee vir onsself eerlik vra. En dalk het jy 'n paar eerliker vrae as die wat ek nou gaan vra, maar dis van die vrae wat ek sommer net aan myself vra. Wat maak ons met hierdie tipe optrede in 'n gemeenskap soos hierdie waarin ons bly? Wat maak ons wanneer dinge nie lekker lyk of lekker loop nie? Wat maak ons as mense dinge doen wat nie strook met die woord nie? As gelowiges begin goeters aanvang wat teen die Bybel is, wat maak ons? Dis vir my te moeilik om vir jong mense, jonk, wat saam intrek en gaan saam bly, vir hulle te sê, seks voor die huwelik is teen die woord, want is nie goed vir jou nie, want net sê hulle vir my, ja, maar was jy nie die mannetjie gewees, wat nou die dag 'n ou so gevloek het in die straat, toe hy vir jou brood gevra het nie, so ek bly eerder stil. Is dit God se manier? Weet ons nog wat die Here regtig oor die goed sê? Weet ons nog hoe die Here regtig oor die goed voel? Nie net oor 'n ander ou se verkeerd nie, maar oor my eie verkeerd. Hulle sien, ons pas nie meer die tug in die kerk toe nie. Hoekom nie? Want as enige een iets verkeerd gedoen het wat nie goed is vir hulle nie, en verstaan mooi, hierdie is om 'n klomp wettiese reëls net mooi na te kom en te doen, maar net omdat die Bybel so sê nie. Dis riglyne wat die Here vir ons gegee het, omdat hy sê, as ons dit nie doen nie, gaan dit met ons swaar gaan. Want dis nie goed vir ons nie. Dis soos om nie vir 'n kat melk te gee nie. Ons almal doen dit, want ag, die ou kietsiekie soek sy melkies. Maar dis nie goed vir 'n kat nie. Hulle oorleef het, so okay, dis nie so erg nie, so dis okay. En dan gaan ons aan, en dit raak net al erger. En ons begin goeders aan onsself doen, en aan mekaar doen, wat nie goed is vir ons nie. Maar dis okay. Want, sit ons iemand onder tug, dan waai hulle in elk geval. Want ons worry nie meer oor sulke goed nie. Maar het ons dit al ooit probeer? Of aanvaar ons net na 75 jaar, dis maar hoe dit gaan? Die vraag wat ek vra is, maak dit wat mense sê, dan vir ons meer saak, as dit wat God sê?
Is dit nie eintlik wat ons vir mekaar sê as ons oor die goed praat nie? Dit, hoe jy gaan voel, as ek vir jou sê waarmee jy besig is verkeerd, maak nie saak dat jy vir my terug sê wat in my lewe verkeerd is nie, jy moet dit doen. Maar dit wat ek vir jou gaan sê, is ek so bang dit gaan ons verhouding in 'n slegte lig plaas, dat ek eerder nie daaroor praat nie. En waarmee is ons besig? Ons is besig om vir mekaar 'n giftige vistank te skep. En stadig maar seker gaan ons geloofslewe vrek. Want visse gaan nie dood nie, hulle is diere, hulle vrek. Nou maar net binne die voorbeeld. Julle sien, die goed wat deesdae goedgekeur word deur die kerk, omdat ons nie daarteen praat nie. Het 20 jaar terug was dit ondenkbaar dat ons met hierdie goed gaan besig hou. Maar tog hou ons synodesittings en vergaderings en ons praat baie dinge oor goed wat die woord eenvoudig vir ons sê nie hoort nie. Waarmee is ons besig? Ons is besig om ons toewyding aan God af te skryf. Maar wat gebeur verder? Ons verstaan nie hoekom God vir ons so ver voel nie. Ons verstaan nie hoekom ons nie die Here ervaar nie. Ons verstaan nie hoekom ons nie die kragdadige werkinge van God sien nie. Ons verstaan nie hoekom ons gemeenskap lyk soos hy lyk nie. Maar omdat ons 'n passiewe houding oor sekere dinge het, is ons besig om die suurstof in hierdie vistankie al kleiner te draai. Eintlik draai sy die suurstof kleiner nie. Die Here veroorsaak die suurstof, hy gee dit, maar ons blok daai gaatjies waardeur dit moet kom, en die borreltjies raak al kleiner, en die water raak al vuiler. Want hy het vir ons gesê ons die water skoon hou, maar ek is bang wat gaan mense sê. Julle, ons kan baie lank mekaar besig hou met hierdie goed. Of ons kan vra, as ons sê, ons stem saam hiermee, dis waar, wat gaan ons doen om dit te verander? Ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie graag in troebel water probeer asemhaal nie. As ek 'n vis gemaak is, wil ek dit geniet. Die Here het vir ons as gelowiges 'n ruimte gegee waar ons die woord se soet smaak, dis wat Johannes hiervan praat, se soet smaak kan ervaar. En wat is daai soet smaak? Dis nie 'n smaak wat die wêreld na die Christene kyk en sê, ons gaan eerder nie op 'n Sondag kerk toe nie, want daai klomp wat daar sit, is vals. Hulle lyk oulik, hulle lyk nice, maar hulle is nie die real deal nie. So ons soekie daai nie. Ek wil nie so 'n samelewing leef nie. Ek wil nie so geken wees nie. En ek kan so hard werk as ek wil, en ek kan die oulikste preekies spreek. Okay, ons gebruik iemand anders wat nou beter preek as ek as voorbeeld. Die oulikste preekies spreek, en ons kan die meeste huisbesoek doen, en die meeste weet van wat in die gemeenskap aangaan, en mense gaan besoek en melkterte vat as dit met hulle swaar gaan, en koeksusters en wat ook al, en baie oulike dinge doen. Maar daar is sekere dinge wat die Here vir ons gegee het om 'n samelewing te hê waar ons groei in ons geloof, waar ons toewyding, met ander woorde, om nader en nader aan die Here te beweeg en meer God se krag deur ons toe te laat om te vloei, om daai te beleef. En daar gaan dit nie oor al die mooi uiterlike kerkdinge wat ons doen nie. Dit gaan oor die manier hoe ons as gelowiges optree in vandag se wêreld. En daai is nie altyd net, maar daai ouens is nice nie. Dit vra dat ons sal opstaan vir seker goed en mekaar kan aanspreek oor seker goed. Goed wat nie reg is nie. Kan ons gou kyk na hierdie ding wat Johannes van praat.
En daar is 'n klomp goed wat gesê word. Kortom, dis hierdie magtige engel wat kom staan en hy sien die engel. Maar die engel is nie God nie, want ons lees daar, hy sê op 'n stadium het die een wat op die troon sit wat vir ewig lewe, wat alles geskep het, dis God. Wat dan sê, maar die tyd is op, daar's nie meer tyd nie. So vat hierdie boekie wat hierdie magtige engel mee staan. Vat daai boekie en eet die boekie. En wat gaan gebeur as jy daai boekie geëet het? As jy daai boekie geëet het, dan gaan dit soet wees in jou mond. Want God se woord is wonderlik. God se woord is soet. God se woord is dit wat hy vir ons gegee het om 'n God smaak vir ons samelewing te gee en vir ons te gee. Dis mooi. Dit maak heel. Dit laat vir mense sê, "Joh, maar ek voel nie verstoot nie, ek voel welkom." Dit laat vir mense sê, "Hoor hierso, bid asseblief saam met my, want ek weet as ons bid verander dinge, so bid saam met my, want ek sukkel met hierdie ding op die oomblik in my besigheid. Ek weet nie hoe om oor hierdie goed te dink nie, help my." Hoor hierso, gisteraand toe ek gebid het, toe kry ek hierdie gedagte net byvoorbeeld van die munisipaliteit. Daar's een ding wat ek agterkom, daar 'n probleem is. Kom ons bid oor dit. Kom ons bid vir daai verandering. Daar's 'n ding in die gemeente wat nie lekker is nie. Kom ons bid oor die saak dat dit verander. Dis 'n soet smaak, want daar's hoop. 2 Sondae terug, daar's hoop. Ons het 'n verwagting. Dis die soet smaak van die woord. Maar wat maak hierdie soet boekie in sy maag? Toe dit sy maag slaan, toe sit nou soos party ouens wat nou bietjie wyn intolerant is. Dis nou lekker en 'n bietjie later is dit nie meer so nie. Daai nag is toe bietjie langer as wat jy gedink het dit sal wees. Want hy maak sleg die binnekant. Hy maak siek. Daarmee sê ek nie wyn is verkeerd nie. Ons drink dit as ons nagmaal gebruik. Ek bedoel maar net, dis 'n voorbeeld wat party ouens dalk nou sal verstaan. Dit wat ingaan is lekker, maar na 'n rukkie maak hy ongemaklik. Want dis wat die woord doen. As ek die woord so deel maak van my sisteem, dat ek dit leef, gaan mense nie daarvan hou nie. En hulle gaan vir my gas gee. As ek opstaan by die Vrydag aand party, en ek sê, manne, hierdie grappie wat julle nou vertel het, kom aan ouens, daai is bietjie onder die bel. Waar is ek by volgende Vrydag se party? O, nee, nie daar nie. Alleen by die huis, want ek het nie 'n invite gekry nie. Maar dit is nie meer so cool om die goed te sê nie. Dit maak bitter, dis ongemaklik. Dis nie lekker om dit te doen, dis harde werk. Nie almal trek nou so maklik in die oggende aan om kerk toe te kom nie. Party mense het dit swaar om aan te trek. Party ouens maak hulle das 7 keer. O, dis nou nie een van julle nie, want nie een van julle het 'n das aan nie. Ek het vergeet om 'n das te knoop, man, lockdown was lank. Sekere goed is moeilik, sekere goed is swaar. En ek het nou maar net van die goedjies gepraat, maar kom ons begin opnoem. In ons families. Ek kan oor sekere goed wat my broer aanvang nie stil bly nie. Ek moet met hom daaroor praat. Maar sê nou maar net. Ek gaan probeer dit regmaak en hy reageer nie soos ek gedink het nie. Nou bly ek eerder stil. Julle? Die smaak van die woord is soet, sê Johannes in Openbaring 10, maar dit maak bitter. Dis oukei. Kom ons maak hierdie ding gou bietjie meer prakties. Wat kan ek doen? Eet daai woord, sê Johannes. Wat doen ons? Hoe werk dit? Die eerste ding is, as hy sê eet die woord, is dit om God se woord te laat deel word van jou sisteem. Soek dit in elke ding wat jy doen. Soek antwoorde in die woord. Voordat jy iets moet gaan doen, vra eers wat sê die Bybel daaroor. As jy onseker is
oor of jou ou se planne met jou so heeltemal mooi is, gaan lees net wat die Bybel oor dit sê, dan weet julle albei sommer, okay, hier is waar ons die lyne trek. Of die manier hoe jy met jou buurman werk, wat se bil jou draad gebreek het, wat jy verlede week ten duurste reggemaak het, en vir hom gesê het, hy moet asseblief kyk, daai bil is geneig om die draad te spring, daarom het jy die draad reggemaak, en jy het koeie in die kant, wat die bil nie nou by moet kom nie, en dan wrag jy Sondagoggend op pad kerk toe, hier staan die bil aan jou kant van die draad tussen jou koeie. Wat maak jy dan? Wat sê die woord daaroor? Gaan vind uit. Laat God se waardes weer tel. Ons weet wat is God se waardes. Kom ons laat dit weer tel. Kom ons staan op daarvoor. As iets in ons gemeenskap gedoen word wat nie God se waardes is nie, mag ons daaroor praat. Ons probleem is, ons moet die hoe daarvan regkry. Die rede hoekom ons baie keer nie wil praat is, ons weet nie hoe nie, dan bly ons eerder stil. Kom ons oefen dan die hoe. Die manier hoe ons dinge doen, moet demonstreer, dit moet wys wat God oor dit sê. Maar ons het ook praat oor die spesifieke ding waaroor dit gaan. Kom ons maak die Bybel weer relevant. Hoe? Doen wat die Bybel sê. Leef volgens sy beginsels. Sê vir mekaar, julle, as ons in hierdie gemeente is, beteken dit ons is broers en susters wat gelowig is. Dit beteken ons het die verpligting om vir mekaar te sê, joh, maar daai ding is nie heeltemal lekker nie. Is daar iets wat ek doen, wat jy raak sien? Sê dit asseblief, maar ek sien ook hierdie ding wat jy doen en dis nie goed vir jou nie. Dis giftig. Doen die beginsels van die Bybel. Een van die goed wat baie moeilik geraak het in lockdown is, dis lekker om 'n opname te hê. Of hy nou die oggend gekom het en of hy eers die middag 5:00 kom omdat die klank gesukkel het, maak nie saak nie. Ek kan donderdag aand as ek wil in my bed lê en op die skrene maar kyk. En dit wat ek nie wil hoor nie, druk ek net die kruisie en weg is die probleem. Dit het gemaak dat ons nie meer samekomste toe kon kom. En op 'n punt waar ons kan kom, nie meer wil kom nie. Nou gaan julle sê, ja, maar ons is dan nou hier. Daar's 'n paar ander wat julle ken wat nie is nie. Gaan deel dit met hulle. Sê vir hulle, julle, ons gelowiges is gemaak om by mekaar te kom. Kom samekomste toe. Raak weer brandend vir die Here. Lees, kyk video's, luister musiek. Om vir die Here brandend te wees, vra werk. Dit kom nie van self. Maar maak moeite. Maak moeite. Eet die woord. Aanvaar die uitwerking. Die eet gaan soet wees. Die uitwerking gaan bitter wees. Aanvaar dit. En dis miskien die punt waar ons van onsself ontslaa moet raak, soos ons verlede week gesê het. Ek moet 'n bietjie ontslaa raak van die eie ek. Dan gaan daai ding vir my makliker raak. Aanvaar die uitwerking van die woord. Dis daai ding van opoffering, daai ding van, dit gaan partykeer selfs uitloop op die dood. Die een, wat ons geleer het hoe dit werk, is as 'n moordenaar aan 'n kruis vasgeslaan, sonder dat hy skuldig was. Dra die boodskap eerlik en oral. Die ding van eerlik is om te sê wat dit is. Nie om doekies om te draai nie. Nou ek weet daar is preke miskien 'n groot skuldige ding, want ons gebruik mooi woordjies hier van vooraf, dat dit so mooi klink en dan stap mense en dan sê hulle, wat het hy nou eintlik gesê? Kom ons sê 'n ding soos hy is. Kom ons wees eerlik. En kom ons dra dit oral. Ons het 2 Sondae terug gepraat oor die boodskap van hoop. Christus het vir ons hoop gegee. Dis 'n verwagting. En ons moet dit leef. Hierdie ding van om dit uit te dra, beteken om al meer te probeer om dit so uit te dra. Om dit so te doen.
En as ek nie weet hoe nie, vind uit. Ons het gesê, dis daai ding om af te sien van daai houding van, ag ek weet nou nie, en ag dalk, dit is dalk nie so erg nie. Dis erg. God haat sonde. Toewyding vra, dat jy en ek dit ook sal haat. Ongelukkig doen ons dit. So ons moet werk daarteen, maar bid, Here, gee my 'n afskeid aan dit. Gee dat ek ook sonde haat, soos U. Sodat ek dit kan aanpas, sodat ek kan vir mense help daarmee. Want die een wat dit doen, word nie deur God verag nie. Maar die daad wel. Kom ons skaam ons nie meer oor die regheid en eerlike waarhede van die skrif nie. Jy weet wat die afgelope tyd gebeur het, wat iemand iets gesê het, wat jy sê, joh, maar die Bybel sê eintlik so nie, hierdie ding was nie vir my lekker nie. Daai ding, sê hom eerlik as hy gebeur. Kom ons help mekaar. En die laaste ding, weet God is by jou. Sien, toe Johannes hierdie boekie kry, en hy moet hom eet, en hy's gewaarsku, binne in jou maag gaan dit nie lekker wees nie, maar eet dit, nog steeds. Het hy sonder om te twyfel of te wonder, het hy dit gedoen, want wat sien hy? Hy sien God, hy sien hierdie engel, nou dink gou vir 'n oomblik, sy bene was van vuur, die een staan in die water, en die een op die land. Nou as jy by die see gaan staan, en die brander kom, is dit 1 sekonde, dan is al 2 voete nat, en sy wegtrek is dit weer 1 sekonde, dan is al 2 droog. Hy staan met die een binne in die see, met die een binne in die land. Dis 'n groot beeld. Maar bo dit, is die een wat alles geskep het, wat vir ewig is. Kry gou daai beeld in jou kop. Dis nie wat ons hier sien nie, dis groot. Maar dis die een wat vir hom sê, doen dit. Want dis wat die hoop kom. Dis wat verandering bring. En hy aanvaar dit, maar hy onthou nog 'n ding. Hy onthou, iewerste het Jesus, net voor hy hemel toe was, 'n ding gesê. En hiermee sluit ek af vandag. Hierdie kan jy maar gaan opskryf. Sit dit iewerster waar jy dit gereeld sien. Maak 'n background op jou foon se skerm daaroor. Plak dit agter jou toiletdeur of op die yskas se deur. Nie binnekant, die buitekant. Doen iets om dit te onthou. Maar Johannes onthou hierdie ding. Net voor Jesus opgevaar het hemel toe, Matteus 28 vers 20, toe sê hy, nadat hy die groot opdrag vir hulle gegee het, van gaan uit, verkondig my woord, leef die Bybel wat julle eet, ingeneem het hy vir hulle gesê, onthou, ek is by julle al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Amen. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things
all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart, yeah. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. 'Cause it's all about you. It's all about you, Jesus. All about you. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. You're looking into my heart, looking into my heart. You're looking into my heart, into my